Nou gesels ek met u oor die herskepping. Nou, ons weet dat met die sondeval het die skepping van God skade gelei en verval. En dit is deels te wyte daaraan dat God het baie duidelik dit aan Adam gestel, dat as gevolg van die sondeval, van sy en Eva se daad van ongehoorsaamheid, sê God in Genesis 3 vers 17, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. So daar kan ons baie duidelik sien die verval wat in die skepping sou plaasvind, die dood wat ingetree het, siekte en dood, en natuurlik dat die aarde sou toe dorings en distels voortbring, en dat daar 'n vloek op die skepping rus. Nou wat ons weet is dat deel van die saligheidsplan in Christus Jesus is dus die herskepping, en daarom is dit nie vreemd om te sien dat Paulus die redding van die mens in terme van skepingsterme uitdruk nie. Nou voorbeelde daarvan is legio. As ons gaan na 2 Korintiërs 4 vers 6 en hier in die perikoop van die skrifgedeelte lees, wanneer hy praat van hier van vers 3 af, as ons evangelie nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie wat die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie, want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus. Nou in vers 6 maak hy nou, in daai selfde konteks maak hy nou die stelling, want God wat gesê het, dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring, van die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. Hier kan u mos nou baie duidelik sien, God wat gesê het, 'n woord gespreek het, dat daar uit die duisternis lig moet skyn. Hy het in ons harte geskyn, om lig te bring, verligting, van die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. Nou ook in vers 16, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Dit is nou baie interessant dat Paulus verwys na die liggaam, die stoflike wat uit die aarde is geneem, dat dit is besig om te vergaan, maar binnekant, in die innerlike mens, in die gees, in die hart, word ons dag na dag vernuwe. En natuurlik, wie sal nou nie 2 Korintiërs 5 vers 17 ken, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En hier verwys hy na ons as 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Ons is herskep in Christus Jesus. In die sendbriewe voorts in Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, is 'n skepingsterm, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. En hier sien u baie duidelik onteenseglik, dat die skepingsterme word gebruik, ons is geskape, ons is sy maaksel, in Christus Jesus, nou dat ons kind van God is. En dan natuurlik daardie pragtige gedeelte in Filippense 3, vers 20 en 21, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp.
En wat so mooi is hier, is dat u kan sien dat ons vernederde liggaam, hierdie aardse liggaam, hierdie stoffelike wat ons inwoon, waarin ons gees woon, sal verander word. Dit sal weer herskep word, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, doxa, die verborgde kwaliteit van heerlikheid, wat geopenbaar sou word. So die doel, wat met die heil, of die saligheidsplan, in Christus bereik word, kan opgesom word in die woorde van die apostel Johannes, wat die groot stem uit die hemel aanhaal, wat vir hom gesê het, in Openbaring 21 vers 5, kyk, ek maak alles nuut. Daar is nou sprake van soveel nuwe dinge. Ons hoor hier in Openbaring 21 en 22 van die nuwe Jerusalem, alles wat herskep sal word. Ons hoor van in Openbaring 'n nuwe lied. Ons lees selfs van 'n nuwe gebod in Johannes 13. Dit spreek alles van herskepping in Christus. Die herskepping is iets wat eers toekomstig, geheel en al, voltooi sal wees. Maar dit het alreeds begin. Want die gelowige word in Christus nuut gemaak, tot so 'n radikale sin, dat die apostel kan sê, dat 'n gelowige is 'n nuwe skepsel, dat die ou dinge, die ou lewe, het verbygegaan, en alles het nuut geword. Om hierdie heil of saligheid deelagtig te word, is dus nie net om te verbeter nie. Dis nie dat God maak ons beter mense nie, maar dit is 'n ganse nuwe bestaan, wat aan die mens geskenk word, deur die Heilige Gees, deur die Gees van God. En Christus self is 'n prototipe van die nuwe mens. En self met die uiteindelike vernuwing, sal ons aan hom in hierdie sin ook gelyk wees. Die sendbrief van 1 Johannes, hoofstuk 3 vers 2 is baie duidelik, waar daar staan, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Hier is dit baie duidelik, ons weet, ons wat kinders van God is, ons weet, dis 'n vaste feit, dis so bepaal, dat ons, as hy verskyn, die dag wanneer hy kom, ons aan hom gelyk sal wees. Dit het hier te doen met die liggaamlike, dieselfde verheerlikte liggaam, omdat ons hom sal sien soos hy is. Nou die vernuwingswerk begin dus nie by die skepping self nie, maar dit begin by die mens, want die gelowige word mos dag na dag in Christus vernuwe. En hierdie herskepping hou verband met die eerste skepping, want dit is dieselfde God wat aan die begin gesê het dat daar lig moet wees uit die duisternis uit, wat nou in ons harte skyn met die kennis van die saligheid in Christus Jesus. En die vernuwing wat nou by die gelowige begin word voltooi met die verheerliking. Daarom in die Catena Aurea, dit het te doen met die onbreekbare ketting. In Romeine hoofstuk 8 lees ons van die opeenvolging van daardie ketting, waar ons lees van vers 29 en vers 30 van Romeine 8, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees na die beeld van sy seun. Jy sien, dis waar die gelykvormigheid lê, na die beeld van sy seun, dieselfde verheerlikte liggaam, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Daar kan u dit duidelik sien dus, dat daar is die verheerliking. Nou daardie verheerliking
vind laaste plaas. En op die stadium, al wat ons voorwag, is vir die wegraping. Ons wag vir die opneem van die kerk, wanneer Jesus kom om sy kinders te kom haal, want by daardie geleentheid sal ons wat in die lewe oorbly, wanneer die grafte oopgaan, en die wat ontslaap het in Christus, let wel, nie die wat ontslaap het in Christus, wanneer hulle uit die grafte uit opgewek word, met 'n verheerlikte liggaam, want die gees is reeds by God. Hebreërs 12 is baie duidelik, niemand lê nou in die graf en slaap nie, die liggaam het ontslaap, dis die liggaam wat in die graf is, maar die persoon, die gees wat in daardie liggaam was, is nou in die heerlikheid van God, totdat, wanneer Jesus met sy wederkoms kom, die grafte sal oopgaan, en die liggame van ons slape heiliges sal aangedoen word, wat stof geword het, met die verheerliking van Christus, en met dieselfde geleentheid, lees ons in 1 Tessalonisense 4, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by sy wederkoms, sal met hulle saam verander word, en in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. So hier kan jy baie duidelik sien, dat dan sal die verheerliking ook dan volbring wees. So nadat die gelowige se vernuwing en herskepping voltooid is, sal God hom wend tot die skepping, om daar ook te herskep. So God gaan eers die mens tot verheerliking bring, en daarna die nuwe hemel en die nuwe aarde daar stel. Ons weet mos dat die mens word in Christus Jesus aangedoen met sy heerlikheid, dieselfde verheerlikte liggaam, en daarna, lees ons, sê Petrus in 2 Petrus hoofstuk 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Kan jy dit sien? Eers by die koms van die Here word die mens herskep, en eers lank daarna lees ons van die nuwe hemel en die nuwe aarde waarin geregtigheid sal woon. Dus word alles betrek by die herskepping, die mens sowel as die aarde. Hierdie herskepping is egter nie net 'n terugkeer na die toestand waarin alles verkeer het voor die sondeval nie. Nee, hierdie nuwe in die toekoms oortref die vorige geheel en al, want dit voorspel 'n toestand van volkome volmaaktheid, waarin die skepping nooit weer sal kan terugval in 'n toestand van vervallenheid. Dit is 'n verheerliking wat dan sal plaasvind, wat nooit ooit weer herhaal sal kan word nie. En daarom lees ons ook in Romeine hoofstuk 8 vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenswoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. En natuurlik, as 'n mens na die einde van die Bybel toe gaan en jy lees in die laaste 2 hoofstukke van die Bybel, wanneer die nuwe Jerusalem uit die hemel uit neerdaal, en so sê hy in vers 1, ek het 'n nuwe hemel, nuwe aarde gesien, vers 2, die heilige stad, die nuwe Jerusalem, het ek sien neerdaal uit die hemel, en dan lees ons dat die nasies kan kom in die lig daarvan wandel, maar dan lees ons ook van, en hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Al hierdie wonderlike dinge wat uitbrei teen dit transcendeer en gaan oor en baie verder as net dit wat in die vorige skepping voor die sondeval so was. Dus wat ons hier vind is dat die nuwe in die toekoms oortref die vorige
geheel en al. Daar is verborge en latente kwaliteite wat geopenbaar gaan word, wat nog nooit in die skepping op die aarde so geopenbaar was nie. Die kwaliteit van die nuwe aarde is die van reg en geregtigheid, en dus kan ons sê, dat die eindproduk van God se herskepping is fisies, dis moreel, absoluut volmaak. En hierdie herskepping word dus deur Paulus die hoop genoem, en hy skrywe daarvan in Romeine hoofstuk 8, wanneer hy dit noem as die hoop waarna die kind van die Here met reikhalsende verlange uitsien. Ook wanneer hy praat van, in die konteks van vers 22 af, ons weet dat die hele skepping tesame sug, tesame in barensnood is ons wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in afwagting, die verlossing van ons liggaam, en nou vers 24, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En dit is dus, omdat dit in die toekoms lê, is dit die hoop van die kerk. Maar dit is nie 'n hoop wat beskaam sal word nie. Dit is nie iets wat ek hoop, of het dalk of miskien sal gebeur nie. Dit is iets wat dramaties in die geskiedenis gaan plaasvind, by die wederkoms van Jesus Christus, wanneer hy ingryp, om sy herskeppingswerk te voltooi, net soos wat hy lank gelede ingegryp het, die dag toe God die hemel en die aarde geskaap het. Ons lees in vers 2 van Genesis 1, die aarde was woes en leeg, en dat hy in die chaos ingegryp het, om te skep. En God se deurentydse betrokkenheid, om alles na volmaaktheid mee te neem, open 'n baie belangrike perspektief vir die kind van God. God werk dus in 'n reguit lyn en is op pad na die toekomstige konsummasie en klimaks van alle dinge. En daarom was dit maar die ou Griekse filosowe wat net die teenoorgestelde kan geglo het, omdat hulle nie God geken het, het hulle gepraat van dat alles in sirkels verloop soos seisoene. Maar daardie siklus is volkome vreemd aan die Bybel, want God werk nie in sirkels nie. In Christus het God as te ware alreeds aan ons getoon wat sy uiteindelike doelwit met elke kind van God is. En dit is om soos wat Christus uit die doodheid opgewek is, hy ons ook uit die doodheid sal opwek. Hy die eersteling en ons wat hom sal volg. In Christus het God dus aan ons getoon presies wat hy gaan doen. En dit is waarom Paulus meen dat Christus se opstanding, en hy was baie duidelik daaroor, die waarborg is dat ek ook uit die doodheid sal opstaan. Wanneer hy praat daarvan, sal ons in Romeine 6, wat die sonde afgesterf het, nog daarin lewe. Weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Daarom kan u sien waarom die doop dis 'n ondergang is. Ons word saam met hom begrawe deur die doop in die dood, want ons moet mos nou begrawe word soos in 'n graf, 'n watergraf, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons weet dat ons oue mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Ons sal dus in Christus saam met hom 'n opstanding beleef. En die wonder hiervan is dat dit gaan in die toekoms gebeur, 1 Tessalonisense hoofstuk 4, wanneer ons opstanding gelykvormig aan die van Christus Jesus sal wees. Daarom kan ons nie anders as om te glo dat God laat vaar dus nooit sy oorspronklike doel met die skepping nie. En ten spyte van teenkanting en verval, bereik God nog sy skeppingsdoel.
al neem dit eeue, al neem dit millenniums. Hy is skepper en ook herskepper. Hy is wonderbaar. Mag die Here vir u seën. Ek was Raymond Lombard, leraar daar van Lewende Woord Gemeente De Tyger in Parow. Baie dankie en baie sterkte. Totsiens.